Liam en die klein gogga se geheim. In 'n huis ver weg in Nieu-Seeland bly daar 'n seentjie met die naam Liam. Liam is 5 jaar oud en hy het sopas met skool begin. Hy is 'n nuuskierige seentjie wat baie hou van ontdek, bou en rondklim. En by Liam se huis is daar ook 'n baie spesiale klein mensie. Haar naam is Adeline. Adeline is Liam se baba sussie en sy is nou 8 maande oud. Wanneer Liam snaakse gesiggies trek of sy hande klap, begin Adeline sommer uit haar maagie lag. Dan lag Liam ook saam en die hele huis raak sommer vrolik. Een sonnige oggend stap Liam uit na sy gunsteling plek in die tuin. Dit is sy groentetuin. Daar groei klein plantjies uit die grond en tussen die blare en die grond kruip daar altyd iets interessants rond. Liam hurk af en kyk baie mooi. En toe sien hy iets baie kleins beweeg. Dit is 'n klein gogga wat stadig oor 'n blaartjie stap. "Hallo daar, klein gogga," sê Liam. Skielik stop die gogga en kyk reguit vir Liam. En toe gebeur iets baie snaaks. Die klein gogga sê, "Hallo Liam." Liam se oë word groot. "Het jy met my gepraat?" fluister hy. "Ja," sê die gogga, "maar vandag is 'n baie spesiale dag." Net toe begin Liam 'n dingeling in sy voete voel. Dit kriewel op na sy knieë, dan na sy arms en skielik, poef! Liam voel hoe sy lyfie kleiner en kleiner word. Toe hy weer kyk, is hy net so klein soos die gogga. Die wêreld lyk nou sommer baie anders. Die blare lyk soos groot sambrele en die gras lyk soos 'n klein bos. "Kom," sê die gogga vrolik. "Klim op my rug. Ek wil vir jou iets wys." Liam klim versigtig op die gogga se rug. Die gogga begin stap tussen die plante deur. Hulle ry onder groot blare deur en langs blink doudruppels wat soos klein glasballetjies lyk. Langs die pad sien Liam nog goggas wat besig is om te werk. Een dra 'n klein saadjie, nog een rol 'n ronde klippie en nog 'n klein muur dra 'n blaartjie wat amper groter is as hy self. "Ons hou van versamel," sê die gogga. Liam lag. "Ek ook. Ek versamel sade, klippies, akkers en skulpies." Skielik stop die gogga. "Liam," sê hy sag, "wil jy iets regtig besonder sien?" Liam knik dadelik. Die gogga stap na 'n groot plant met lang stingels. "Hou vas," sê die gogga. Hulle klim hoër en hoër teen die stingel op. Toe hulle bo kom, sien Liam iets ongeloofliks. Tussen 2 plante is daar 'n groot spinnerak, maar hierdie spinnerak lyk amper soos 'n groot klimraam. En in die middel sit 'n groot vriendelike spinnekop. "Moenie skrik nie," sê die gogga. "Hy is ons vriend." Die spinnekop glimlag. "Welkom by die spinnerak speelplek," sê hy. Liam se oë blink sommer. "Dit lyk soos Spider-Man se plek," sê hy opgewonde. Die spinnekop lag. "Dan moet jy seker probeer klim soos Spider-Man." Versigtig klim Liam op die spinnerak. Die drade is sterk en rek bietjie soos 'n trampolien. Hy klim van een draad na die ander, net soos hy op die klimraam by die speelpark klim. "Ek is Spider-Man," roep Liam lachend. Die goggas klap hulle klein pootjies. Net toe spring Liam na die volgende draad. Boing!
Hy bons sommer lekker op die spinnerak. Al die goggas lag. Die spinnekop klap ook sy pootjies. Jy klim so goed, sê hy, dat ek amper dink, jy is Spider-Man se klein neefie. Toe rol die spinnekop 'n klein ronde klippie nader. Op die klippie is daar 'n klein spinnekoppie wat lyk asof dit met spinnerakdraad daarop geteken is. Hierdie is vir jou, sê die spinnekop. Dit is 'n avontuurklippie. Liam tel die klippie op en kyk daarna. Dit blink saggies in die son. Wanneer jy weer reg is vir nog 'n avontuur, hou net die klippie styf vas en laat dit in die son skyn. Dan sal ek weet, jy is reg vir 'n nuwe avontuur. Liam glimlag. Dankie baie, sê hy. Na die klimavontuur ry Liam weer saam met die gogga verder deur die tuin. Hulle kom by 'n klein plekkie waar baie goggas saam sit. Welkom by die goggatuin, sê een gogga. Daar is klein saadjies, blink klippies en droë blaartjies wat so stoeltjies lyk. Liam lag en sê, ek gaan hierdie avontuur nooit vergeet nie. Ek wens Adeline kon dit ook sien, fluister hy. Net toe voel hy weer dieselfde dingeling. Dit begin weer by sy tone, dan sy knieë en toe, poef! Liam is weer groot. Hy sit weer rustig in sy groentetuin. Die klein gogga stap stadig oor die blaartjies en waai met sy klein pootjie. Dankie vir die avontuur, fluister Liam. En diep in sy sak sit Liam daardie dag die klein avontuurklippie wat die spinnekop vir hom gegee het. Net vir ingeval hy dit weer eendag in die son wil hou vir nog 'n avontuur. Later daardie dag trek Liam snaakse gesiggies vir Adeline en sy begin sommer weer uit haar maagie lag. Hy pluk ook 'n blommetjie vir sy mamma en later stoei hy wild met sy pappa op die mat. Baie ver weg, by die see in Mosselbaai, sit ouma en oupa en luister na die branders wat rol. Die see ruik sout en die wind waai sag oor die strand. Ek wonder wat 'n avontuur het Liam vandag gehad, sê ouma. En ek wonder of hy sy klein sussie weer laat lag het, sê oupa. Ouma glimlag en kyk oor die see. Die wind waai sag oor die water en saam met die wind stuur ouma en oupa 'n groot see-drukkie oor die wêreld heen vir Liam en klein Adeline. En miskien, net miskien, sal Liam eendag weer sy avontuurklippie in die son hou vir nog 'n geheime avontuur in die tuin.